Welkom terug en as jy niet is by my naam is Shamaine en ek is 'n gewone Suid-Afrikaanse mamma wat voltyds werk en wat nou al 17 maande in die digitale spasie is waar ek geleer het om vir my 'n ekstra inkomste langs my werk te bou. En daai stukkie tyd wat ek nog in my dag oor het wat veilig is. En ek is genuinely net 'n plain Jane mamma soos wat jy kan sien. Ek maak content hier in my kar terwyl ek vir my dogtertjie wag. Sy het social met haar skoolvriende en hulle is amper klaar en toe dog ek gaan gou hierdie YouTube videoetjie maak. So vandag wil ek nie per se met julle praat oor digitale bemarking nie. Ek wil met julle praat oor die vrese wat mense terughou om iets nuuts te probeer, veral mammas. Om iets nuuts 'n kans te gee om te kyk of jy jou storie kan herskryf, vir jou nuwe hoofstuk oopmaak, vir jou keuses en opsies kan in plek kry waar jy net bietjie asemruimte kan kry, veral wanneer dit by finansies kom. En kom ons kop dit af waar ek jou vandag 'n vraag wil vra. Hoeveel drome het jy al prysgegee omdat ander dit nie verstaan nie? Ander mense het nie daai visie verstaan nie. Hoeveel keer het jy al opgewonde geraak omdat jy iets nuuts ontdek het wat jy wil probeer, maar dan hoor jy die woorde soos jy gaan dit nie reg kry nie. Jy's te oud. Daai is 'n scam. Daai gaan jou laat val vir 'n ding. En dan het jy dit maar net laat gaan. Nie laat gaan omdat jou droom nou ewe skielik weggegaan het nie. Jy het laat gaan omdat iemand anders se opinie harder begin praat het as jou eie geloof. Hier is die absolute waarheid. As ek 17 maande terug geluister het na die opinies van ander wat met 'n beperkte visie kyk, wat nie my visie en my droom verstaan het nie, was ek nou nog 'n mamma wat in 'n siklus van tekort gelewe het en ek het net gevoel ek en my dogters verdien meer. My dogters verdien 'n ma wat beklei vir 'n beter toekoms vir haarself. 17 maande terug op hierdie afgekom het, was ek of course bang geweest en daai was legit vrese geweest. Ek was bang dat ek gaan dit nie kan regkry nie. Ek het nie die online wêreld geken nie. Ek het veral nie sosiale media geken nie. Ek het geen selfvertroue gehad nie want ek was klaar en reeds 'n mamma gewees wat uitgebrand was. Ek was 'n mamma wat 'n siklus geleef het vir baie jare van tekort, die nee mamma. So ek het nie baie selfvertroue gehad nie. So nie net het jy die vrese gehad dat dit gaan nie vir jou werk nie, jy gaan dit nie regkry nie, jy gaan jou tyd mors en jy gaan jou geld mors, dan het die ander vrese ingesit. Wat gaan mense sê? Hulle gaan vir my lag, hulle gaan dink ek is te oud, of hulle gaan 10 teen en daar sit en dink ek het geval van 'n ding en dit gaan my ek die waarheid vir julle. Baie van ons sit vasgevang in die lewe wat ons het en droom oor 'n lewe wat ons kan hê deur ander mense se opinies, omdat ons bang is wat ander mense van ons asof ons wag vir toestemming van ander dat dit oukei is om vir iets beters te beklei. Maar hulle is nie daar wanneer jy moet nee sê nie. Hulle is nie daar as jy nie jou rekeninge kan betaal nie. Hulle is nie daar saam met jou as jy in die siklus van tekort die reis nou al gestap en gebou het. Hier is iets wat ek besef. Mense doen dit nie noodwendig om jou seer te maak nie. Hulle doen dit omdat hulle dit nie verstaan nie. Hulle praat uit hulle eie ondervinding uit. As hulle nog nooit 'n aanlyn besigheid gehad het, gaan hulle glo dit gaan nie nog nie 'n kans gevat het uit hulle comfort zone nie, gaan hulle ook verwag die volgende persoon wat daai kans wil vat is risky. Dit is 'n risk. Hulle is geneig om uit die lense van hulle eie vrese te kyk, maar dit beteken nie hulle kan jou stadium kom waar ek besluit het, gaan ek my lewe bou op ander se opinies of op my visie, my drome. Want hier is die waarheid. Jy lewe saam met daai drome. Jy lewe saam met die visie in jou hart, die droom in jou hart van iets. En ek moes myself daai toestemming gee om iets nuuts te probeer, om 'n kans te vat en in myself te belê, om te kyk wat ek kan accomplish vir my en my gesin. Toestemming gegee om te begin leer, nuwe geleenthede te ondersoek en te besef en te aanvaar. Nie almal gaan daai droom verstaan en vandag 'n mamma is wat vasgevang voel, omdat jy bang is wat ander mense sê, wil ek vir jou 3 dinge sê. Nommer 1, doen jou eie navorsing. Moenie jou besluit baseer op ander se menings nie. Nommer 2, bewaar en beskerm jou droom. Niemand hoef nou dadelik te weet wat jou droom en jou visie is nie. Leer eers, groei. En nommer 3, gee jouself toestemming om 'n kans te vat op jouself. En om te begin, jy hoef nie nou alles uitgefigure te hê om die een stapie
nie wat jou droom is nie. Miskien is dit 'n bietjie meer finansiële vryheid, meer tyd saam met jou familie en jou kinders. Miskien is dit omdat jy net iets nuuts wil leer. Maar wat ook al dit is, moenie dat ander mense se vrese jou toekoms. As hierdie video jou bemoedig het, gee my 'n like en subscribe aan my kanaal, want ek gee weekliks wenke en eerlike gesprekke oor werkende mamas wat geleer het om 'n ekstra inkomste aanlyn te bou. En ek gaan my gratis gids se link onder in die beskrywing sit as jy net wil gaan kyk oor wat dit gaan. Ek sal ook love om van jou te hoor. Sê vir my in die comments of jy al ooit dinge afgesê het of dit nie gedoen het omdat ander mense se vrese jou gestop het nie. Tot volgende keer.